Anja van Dijk buite Hoopstad woeker fliks met melkbokke, spesifieke British Alpine stoet. Die melk het vele gebruik en kom ook handig te pas vir mense wat laktose onverdraagsaam is. Boonop het van haar bokmelkkase ook al 'n toekenning of 2 by die Suid-Afrikaanse Suiwelgenootskap ingepalm. Ons het gaan leer. Haar liefde vir diere kom van kindsbeen af. Sy studeer na skool landbou met die fokus op diereproduksie en begin haar eie dorperstoet. Melkbokke, oorspronklik uit die Franse Alpe, is egter waarmee hierdie boere Heidi haarself sedert 2020 druk besig hou. Haar bedrywighede is egter alles behalwe beperk tot net melkbokke. Jy het op 'n plaas by Wolmaranstad groot geword. Ja, van kleins af was ek baie erg oor die diere gewees. Hulle het my geleer om lief te kan hê en te kan versorg. En ja, na dit het ek Agric landbou gaan swat by Universiteit van die Vrystaat en my pa ondersteun by sy dorper kudde en ek het ook my eie dorperstoet begin wat ek nou hele paar jaar terug weer verkoop het om dan nou die British Alpines te koop. In watter stadium het jy besluit jy wil jou eie bokkudde hier begin? Tydens die lockdown het my nuuskierigheid my tot navorsing gedryf en ek wou maar net iets meer uitdagends aanpak wat op 'n kleiner oppervlakte met min arbeid bestuur kon word wat ek self kon beheer en doen. Toe het ek maar net besluit op die melkbokke. Nou wat maak hierdie British Alpine spesifiek uniek? Wel, wat hom uniek maak is, sal ek sê, sy kenmerkende haarkleed wat dan nou swart is met die soos markings by die ore. Ja. Hulle kan so 2.8 tot 3 liter melk per dag gee. Hulle het 'n goeie bottervet inhoud in hulle melk wat dit dan nou geskik maak vir kaas maak. En nou as ek reg verstaan, hanteer jy hierdie boerdery op jou eie? Ek is grootendeels self betrokke by my eie boerdery, die bokke en die hoenders. Dit is al 'n manier hoe ek kwaliteit kan verseker van my produk wat ek lewer, wat dan nou genetiese materiaal is of dit dan nou eiers is of bokmelk of kaasprodukte. En die melkbokke, hulle is almal by SA stamboek geregistreer. Vir my is dit om die genetiese materiaal te verbeter as eerder as getalle. Feta, sagte kaas, halloumi, camembert, bokbotter, semi-harde kaas en selfs lyfseep en lyfroom word hier gemaak. Ek gaan hard probeer om te fokus want hierdie ruik so lekker en dit lyk so mooi al hierdie produkte wat jy maak. Ons moet begin by die melk. Ja. Wat maak bokmelk spesiaal? Bokmelk is makliker verteerbaar, kleiner vetbolletjies, sagter proteïene, dit is laer in laktose en dit is hoër in Vitamiin A, sink en kalsium. Ja. En ja, dit is natuurlik onverwerk, so dit maak dit 'n goeie opsie. Jou kaas het ook al ongelooflik goed gedoen. Dit het verlede jaar en die jaar 'n paar goeie pryse gewen. Is dit die nasionale kaas toekennings? Ja, by die SA Cheese Awards wat in die Kaap gehou word jaarliks. En my feta kaas was in 2024 'n SA kampioen gewees. Dis ongelooflik. Ja, en dan my halloumi was tweede gewees. Ja. En dan my harde kaas wat ons ook nou onlangs begin maak het. Dit is nou die kaas wat nou tweede was hierdie jaar. Dis 'n semi-harde kaas, ja. Mag ek asseblief die kaas proe? Ja. Dis die swart peperfeta, nee? Ja. So vir hoe lank maak jy nou al kaas? Ag, seker of so 3 jaar. Net 3 jaar? Ja. Dit is ook handgemaakte kaas, so dit is nie in massaproduksie wat dit gedoen word nie. So jy maak net 'n bietjie? Ja, ek maak net 'n bietjie en dit vat tyd en ek doen alles self. Ek kan nie glo jy maak nog net vir 3 jaar lank kaas nie, hoor. Dis verskriklik lekker. Dis regtig baie lekker kaas. Die voorslagboervrou se vindingrykheid stop egter nie met melkbokke nie. Sy hou ook 'n uiteenlopende verskeidenheid seldsame hoenders aan wat 'n reeks gekleurde eiers lê. Ek fokus hoofsaaklik op die skouhoenders wat dan nou ras-egte hoenders is. Ek het so 11 rasse. Ja. En hulle dra ook by tot my verskeidenheid gekleurde eiers. Is die doelwit vir jou om te sien hoeveel verskillende kleure eiers jy kan kry of waaroor gaan dit eintlik? Ja, kyk, daar is kleure wat nogals moeilik is om
ligte teels, soos Ja. byvoorbeeld daai intense groen daai kant. Ja. En dan ook jou blou. Ja. En is dit 'n ding in hoenderkringe, die kleur van die hoendereiers? Is dit iets wat vir mense belangrik is? Nee, sekere mense fokus net op die bouvorm van 'n sekere skouhoender en ja, dit is maar hoekom SASPO nasionale skoue daar is. Ja. Ek het hierdie jaar het my British Longtail Araucana hennetjie was beste van haar ras op die SA's in Bloemfontein. Ja. En my double-laced Banevelder ren was reserve beste van die ras uit silwer gekry. Hierdie hoendereiers, ek is nou nuuskierig. Is dit dalk 'n simpel vraag? Smaak hulle soos gewone hoendereiers? Ja, daar's geen verskil. Die kleur aan die dop buitekant beïnvloed glad nie die inhoud nie. So hulle is maar net soos 'n gewone hoendereier. Dit maak dit net meer interessant om elke middag te gaan eiers uithaal. Ek dink jy moes taamlik verlig gewees het toe jou seun so raakvat ter skoondogter huis toe bring. Ja, nee, verseker. Dit is net wonderlik wat sy aanpak en doen en sy staan glad nie terug vir enige uitdaging nie. Sy sit regtig ontelbare ure en alles in. En ons is net so trots op Anja. Wat het jy gedink toe sy met die idee van bokke en hoenders na jou toe kom? Vanaf ons al by mekaar is, het sy al lank al 'n liefde vir diere gehad. So die ding het maar net groter en groter geraak en sy wil alles beter maak. Sy wil nie net sê ek het British Alpine bokke nie. Sy wil alles beter maak in die beste wat sy klaar het. So ja, dis vir my wat baie oulik van haar is en wat my weer eens baie trots op haar maak. Wat is vir jou die lekkerte van wat jy doen? Om elke dag naby die natuur te leef. 'n Mens leer voortdurend daar. Dit gee mens soveel satisfaksie elke dag om te sien dit is jou harde werk en ja, dit is net wonderlik. Met haar diep gewortelde liefde vir diere en kennis van genetika, is dit seker geen wonder dat haar bokke meerlinge lang maak, kasepryse wen en haar hoenders reënboog eiers lê nie. Anja, mag dit altyd reën waar jou besonderse bokke wy.